Baie welkom by hierdie week se aanlyn diens. So bly jy's ingeskakel. Nou vandag begin ons 'n nuwe reeks getiteld Jesus se. Dit mag dalk eienaardig klink, maar wat ons eintlik maar sê is Jesus se woorde, Jesus se dade, Jesus se lewe, hoe hy die lewe gedoen het. En ons wil graag 'n reeks doen tot en met Paasnaweek wat ons spesifiek fokus op Jesus. Weereens klink dit baie snaaks gesê want ons praat al vir 2000 jaar oor Jesus, maar spesifiek kyk na dit wat hy gesê het en dit wat hy gedoen het en die lewenskeuses wat hy gemaak het wat vir ons dien as 'n voorbeeld vir hoe ons daaglikse lewe uitleef. Nou vandag praat ons oor die woorde van Jesus. Nou daar is baie, weer eens, vir 2000 jaar al praat ons oor die woorde van Jesus en nog steeds kan ons nie klaar gepraat raak oor dit wat hy gesê het nie. Ek meen sy woorde het die wêreld verander soos wat hulle dit geken het en vandag verander die wêreld nog steeds op die woorde van wat Jesus gekies het om te sê. Inteendeel, lewens verander vandag nog op grond van die woorde wat hy gesê het. Ons vind nog inspirasie, ons vind nog genesing, ons vind nog vergifnis, ons vind die Here in die woorde van Jesus. Ons vind intimiteit. Maar wat dit so moeilik maak vandag, is ons kan nie oor alles gesels oor wat hy gesê het nie. Ons moet nou kies waaroor ons vandag wil praat, want daar is so baie. Hy het redelik baie gesê. Die evangelies vang net 'n bietjie op van wat hy gesê het. Dis een van die skrywers wat sê, weet, as ons moet als neerpen wat Jesus gesê het, sou ons nie genoeg boeke gehad het nie. En dis asof die Here dit so gemaak het dat in die evangelies dit wat Jesus gesê het vasgevang is, dit wat soveel saak maak, dit wat soveel ewigheidswaarde dra. Interessant, wanneer jy nou so 'n bietjie navorsing gaan begin doen oor wat Jesus gesê het en hoe hy dit gesê het, sien jy dat Jesus baie oor die koninkryk gepraat het, die koninkryk van God. Inteendeel, hy het die meeste daaroor gepraat. En dan sou hy stories gebruik het wat ons geken het as gelykenisse om dit te verduidelik. Die koninkryk van God is soos. Dan sou hy aangaan met die storie. Tweedens sou hy gesels het oor disippelskap. En dan weer eens hoe om met jou geld te werk en jou besittings, hoe om dit te bestuur. En dan het hy ook 'n bietjie gesê van wat ek en jy kan doen om in 'n posisie te kom waar God ons kan seën. Hy het eintlik nie baie daaroor gepraat nie, meer oor die koninkryk en oor disippelskap. Wat interessant, ongemaklik is vir ons vandag, wat mens baie keer die gevoel kry van Christene hou meer van hierdie, wat kan ek doen dat die Here my seën, of dit is die groot trekpleister in kerke, en ons praat die minste oor die koninkryk van God. Maar nietemin, dit wys ons hierdie goedjies uit wanneer ons gaan kyk na wat Jesus gekies het om te sê en te doen. Maar iets wat ons min oor praat, is die vrae wat Jesus gevra het. Sien, ons lewe bestaan uit vrae. Ek het 'n paar vrae in my lewe, 'n paar moeilike vrae. En dis natuurlik, van kleins af het jy vrae. Dis hoekom die dogtertjie of die seentjie van 3 jaar oud sê, hoekom? Dis asof ons natuurlik geskep is met die behoefte om vrae te vra. En dit is so belangrik. Ons het wetenskap omdat ons vrae vra. Ons het wiskunde omdat ons vrae vra. Dit is hoe ons inligting in die hande kry. Dit is hoe ons strategies kan dink. Dit is hoe ons filosofies kan dink. Dit is hoe ons wetenskaplik kan dink. Ons moet vrae hê. Ek meen, as jy jou matriekvraestel skryf, hulle noem dit 'n vraestel, nie 'n antwoordstel nie. Ons kennis word getoets. Ons IQ word getoets met vrae. Hulle sê geld laat die wêreld draai, ek dink vrae hou die wêreld laat draai. Want dis hoe ons aan mekaar gesit het. Van die armste persoon tot die rykste persoon het vrae. Soms is dit maklike vrae. En vandag se tegnologie word ons vrae baie maklik beantwoord. Jy kan enige iets
vra en jy het vinnig geantwoord. Dus hoe vinnig jy kan tik, so vinnig het jy jou antwoord. Maar dan kom ons by Jesus se woorde, en as ons na sy woorde kyk, sien ons, hy het vrae gevra. Wat vir jou en my sê dat vrae vir hom belangrik is, want hy het 307 vrae gevra in hierdie evangelies. 10 nog meer, maar dit wat ons het. Hy het mense het vir hom vrae gevra, so 183, waar hy slegs 3 beantwoord het, reguit beantwoord het. Want sien, Jesus het selfs die vrae wat hulle hom gevra het, beantwoord met 'n vraag. Hoekom is dit belangrik? Hoekom kyk ons vandag na die vrae wat Jesus gevra het? Sien, want jy het 'n vraag. Jy het 'n vraag in jou lewe wat jy 'n antwoord op soek. Miskien kom dit uit seer uit, miskien kom dit uit verwerping uit, miskien het jy vrae oor jou ouers, miskien het jy vrae oor jou kinders, miskien het jy vrae oor hierdie pyn en lyding waardeur jy moet gaan, of vrae oor jou verlede, wat jy nie kan beantwoord nie. Mense draai weg van God af, want hulle sit met vrae. Dit is baie belangrik. Ons vra die vrae en as ons nie 'n antwoord kry nie, dan draai ons weg. Maar dis wanneer ons kyk na die woorde van Jesus, wat hy ons eintlik uitnooi om te sê, vra en vra en vra en vra. Want hy het dieselfde gedoen. Maar die verskil was met Jesus was, Jesus vra om inligting by ons te kry nie, maar om transformasie in ons te bewerkstellig. En daar's 'n groot verskil. Vra is bedoel sodat ek en jy kan verander. Vra is bedoel sodat ons anders te kan dink, anders te die lewe interpreteer. Dit is nie net om inligting te kry nie, en ons is so vervalle in vandag se tyd. Want inligting is oral, maar inligting is nie kennis nie. Inligting kan ons help om te verander, maar dit bring nie net verandering nie. Inligting transformeer nie. Dis hierdie pad wat ons stap met vrae. Ongelukkig is ons vinnig met antwoorde, partykeer te vinnig. Dit laat my dink aan iemand wat gesê het, wat hy gesê het, is ek lewe liewerste met 'n vraag, as wat ek lewe met 'n goedkoop antwoord. Maar antwoorde maak ons beter voel. Antwoorde gee ons sekuriteit. Dit is hoekom ons so op soek is na antwoorde die hele tyd. Dit gee vir my sekerheid. Dit bring vir my veiligheid. Maar in hierdie soeke na hierdie antwoorde en ons settle partykeer vir hierdie goedkoop antwoorde, bring dit my nie op 'n veilige plek nie. Dit bring my nie op 'n plek wat ek genesing ervaar of vergifnis ervaar of self vergifnis kan gee nie. Want ek het nie tyd spandeer met die vrae in die lewe nie. En miskien is dit vir jou en my as Christene 'n waarskuwing, wanneer iemand deur hulle lewe gaan met diep vrae, moenie 'n goedkoop antwoord gee nie. As jy nie weet nie, dis ook 'n goeie plek. Die vrees dat God nooit ons vrae sal beantwoord nie, dit bestaan, maar dit is so ver van die waarheid af. Maar kom ons hou aan vra. En ons moet ligloop vir die volgende, is ons wil beheer hê. En dis hoekom ons soveel vrae vra en soveel antwoorde soek. Al is dit nie die beste antwoord nie, want as ek 'n antwoord het ek beheer. Jesus kom en hy sê, ek wil jou hart hê. En dis hoekom ek jou 'n paar vrae gaan vra. Ja, dit is so mooi wanneer ons kyk na die evangelies en ons sien wanneer en hoe Jesus vrae gevra het. Hy het dit nie gedoen om net moeilik te wees nie. Hy het dit nie gedoen om net skepties oor alles te wees of net 'n mooi Afrikaanse woord spiteful wil wees nie. Nee, hy het dit gedoen met 'n doel, met 'n uitnodiging na dieper en na meer. Een van hierdie vrae wat hy gevra het, 'n paar keer, maar ons gaan by een skrifversie
stil staan is hoe hy sy disippels gekonfronteer het met hulle prioriteite, veral hulle geloof. Die disippels is op die skip en hulle is besig om oor te vaar. Jesus is besig om te lê en hy's moeg bedien en hy lê en slaap. En spesifiek skryf Markus, hy lê op 'n kussing en slaap, so hy's gemaklik. En ewe skielik steek daar 'n storm op. En dit begin reën en die wind begin waai. Soveel so dat die ouens wat vissermanne is, begin bang word vir hierdie storms. Nou as 'n visserman begin bang word vir 'n storm, weet jy, dis 'n storm. En hulle gaan na Jesus toe wat bly slaap in hierdie storm. Kyk, jy kry mense wat deur enige iets kan slaap. 'n Bom kan langs hulle val en hulle sal slaap. Maar jy moet nou nogal regtig kan slaap as jy 'n skip besig is om amper omgegooi te word deur hierdie storm. En hulle maak vir Jesus wakker met 'n vraag. Hulle sê, "Gee U nie om dat ons vergaan nie?" Jesus staan op en hy spreek die wind aan, en die storm aan en alles gaan lê. En hy draai om en hy vergeet nie van hulle vraag nie, maar hy beantwoord dit met 'n vraag en hy sê, "Waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie?" Laat my dink aan wat Tim Keller gesê het. Hy het gesê, "Faith is not the absence of questions, but the courage to face them in the presence of God." Dis presies waar die disippels is. God kom na jou toe en hy sê, "Hoekom is jy bang? Het jy dan nie geloof nie?" Dis een ding om dit vir mekaar te vra, maar wanneer God vir jou hierdie vra, is dit nogal moeilik om te beantwoord. Hier waar ek en jy vandag sit, kan God nog steeds dieselfde vraag vir ons vra, wat ons so 'n bietjie konfronteer in ons geloof en hoe ons te werk gaan met ons lewe. Hoekom is jy so bang? Weet jy dan nie dat ek hier is? Al is ek stil, al hoor jy my nie, al daag ek nie op in jou probleem soos wat jy dink ek moet opdaag nie, ek is nog steeds hier, so jy moet net aanhou glo. Hoekom sukkel jy so met jou geloof? En hy konfronteer hierdie disippels en hy konfronteer vir my en jou vandag van, weet jy wat, ek is daar. Dit waardeur jy gaan, daar waar jy voel, jy weet nie meer wat ek kan toe nie, die storms van hierdie lewe is besig om my te verwoes, ek is daar. Weet, die alternatief van hierdie storie is, en hiermee haal ek nie die disippels uit nie, ek dink ek sou presies dieselfde as hulle reageer het. Maar sou daai skip omgegooi gewees het, terwyl Jesus in daai boot lê en slaap? Was hulle nie eintlik maar veilig nie? Maar hulle was so bewus, gefokus op dit wat daar buite aangaan, en dat hulle nie God hoor nie, dat hulle bang geword het vir dit wat daar buite is, en nie die God wat by hulle is nie. Daarom moet ons so gekonfronteer word in ons geloof partykeer met hierdie vraag, waarom sukkel jy so om te glo? Ek is by jou. Moenie fokus op dit wat om jou is nie. Moenie fokus op die storms wat van hierdie lewe wat jou wil oorweldig nie. Ek is by jou. Al is ek stil. Ander vraag wat Jesus gebruik het hy gebruik om so 'n bietjie die motiewe van ons hart te ontbloot. Baie goeie vraag. Jesus is in Markus 2 vers 8 tot 9, sy besig met die fariseërs. Kyk, hulle was maar besig met mekaar gewees. En op 'n stadium is hulle praat hulle weer oor die Sabbat en hy wil weer iemand gesond maak en hy sê jou sondes is vergewe, en vir hulle, vir die fariseërs, is dit baie sleg. Geen mens kan dit sê. En as hierdie skrifversie wat hy vir hulle die volgende vraag vra, hy sê, waarom dink julle hierdie dinge in julle harte?
Vers net voor sê hy het in die gees geweet wat in hulle harte besig is om aan te gaan. Hoekom dink julle so hieroor? En Jesus vra nie die vraag omdat hy nie weet nie. Dis 'n uitnodiging vir hulle om die vrae in hulle eie harte te bevraagteken. Wat is julle motief? Wil julle regtig 'n beter wêreld hê? Wil julle regtig 'n Messias hê? Of wil julle net sien wat julle wil sien? Ons sien dit so baie in die kerk. Partykeer het almal goeie bedoelings, maar voel hulle nie hulle word gehoor nie. En dan begin hierdie vark in die hart nes maak of plek maak. En dan begin jy alles negatief sien. Iets wat oorspronklik mooi was in jou hart begin draai. Want jy stem dalk nie saam nie. Het jy al gehoor hoe 'n mens praat wat verbitterd is? Kan niks goed sien nie. Kan niks goed sê nie. Hoekom gaan hierdie in julle harte aan? En is 'n dieper vraag wat God vir ons vra tot vandag toe. Waarmee is jy besig in jou hart? Hoekom voel jy so hieroor? Hoekom word jy net kwaad? Is daar nie 'n rede daarvoor nie? Hoekom stoot jy mense weg in jou lewe? Wat gaan in jou hart aan? Hoekom dink jy soos wat jy dink? Daar's 'n tyd wat ons 'n bietjie in ons harte inkyk en baie eerlik wees. Augustinus het gesê, to know yourself is the first step to knowing God. Is dit nie mooi nie? Maar dit verg dat ons so 'n bietjie in die spieël kyk, baie eerlik is. Soms het jy so 'n bietjie hulp nodig, 'n beraader, sielkundige. Of net 'n goeie vriend wat bereid is om die harde gesprekke met jou te hê. Hoekom dink jy soos wat jy dink? Hoekom vertrou jy niemand nie? Hoekom werk jy mense uit? Hoekom vloek en skel jy so? Hoekom misbruik jy alkohol? Hoekom dink jy soos wat jy dink? Wat gaan in jou hart aan? En dan het Jesus vrae gevra wat gelei het tot refleksie. En ek dink dit is hoe hy baie keer te werk gegaan het, met hy sou vra wat bietjie daar buite is, en dan sal hy dit nader bring, en sal hy dit hartoe vat. En dan is dit vrae wat sê, wat eintlik vra om te reageer. 'n Blinde ou kom na hom toe, Markus 10 vers 51. Kom na hom toe, blinde ou, almal weet hy's blind. En Jesus vra vir hom die snaakste vraag wat jy kan vra. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? 'n Aardige vraag, want jy kan sien, nou almal om hom behalwe die man kon sien wat Jesus vir hom moet doen. Hy sê, Here, ek is blind, ek wil weer sien. Hoekom sal Jesus hierdie vraag vra? Hoekom sal hy why state the obvious? Is dit nie 'n vraag wat ons bietjie dieper laat dink nie? Met hierdie vraag, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Op 'n ander geleentheid is dit weer 'n siek persoon wat nie kan loop nie en Jesus vra vir hom, is jy seker jy wil gesond word? Miskien strek hierdie vraag baie dieper as wat ons dit die eerste keer lees. Miskien vra die Here, dink net hieroor. Want soms, dit wat ons wil hê die Here moet doen en dit wat hy regtig vir ons moet doen om ons regtig te help, is twee verskillende goed. Partykeer vat dit 'n oomblik wat ek net reflekteer in my lewe en besef wat werklik fout is. En aandag daaraan gee, daaroor bid. Voorbeeld. Here, gee my meer geduld. Is dit regtig wat jy wil hê ek moet doen? Of
is wat jy regtig wil hê ek moet doen. Hierdie seer in jou gesond maak. Wat jy gevoel het, jy is nooit goed genoeg nie. En jou hele lewe moet jy kompeterend wees met die res van jou familie of almal in jou skool, sodat pa net kan sê ek's trots op jou. En daarom is jy ongeduldig. Of vat hierdie drankprobleem weg. Of wil jy hê ek moet daai seer van jou gesond maak? Of daai verwerping wat jy ervaar het, toe iemand hulle rug op jou gedraai het. Wat wil jy hê dat ek vir jou doen? John Dewey het gesê, we learn from reflecting on our experience. Ek dink dit is belangrik. Wanneer ons kyk na die woorde van Jesus en die vraag wat hy gevra het, is daar 'n definitiewe uitnodiging na dieper, 'n vraag wat jou begelei, dat jy hieroor begin dink, dat jy begin dieper lewe as wat jy nou lewe. Dat jy begin soekend lewe. Hy sê, julle moet soek. Wat 'n vraag vra Here vir jou vandag? Miskien is dit al 4 hierdie vrae, miskien is dit een van hulle. Miskien is die eerste een, waarom is jy bang? Wat hou jou terug? Wat dink jy in jou hart? Wat gaan nie aan? Waarmee worstel jy in jou gedagtes? Of eenvoudig, wat wil jy hê dat ek vir jou doen? Jesus vra nie om inligting by ons te kry nie, maar om transformasie in ons te bewerkstellig. Jesus se woorde was nie verniet nie. Jesus se woorde dra krag tot in ewigheid. Wat hy gesê het, is die hoogste gesag in ons Christelike lewe. Ook die vraag wat hy gevra het, dat hy vandag nog vir jou en vir my vra. Kom ons stap 'n pad met hierdie vraag. Kom ons begelei ons lewe met hierdie vraag en laat toe dat God dit beantwoord. We don't settle for anything less. Maar laat toe dat God ons vra, ons diep vrae, ons bekommernisse beantwoord, soos net hy kan. Moenie die vraag probeer oplos nie. Maar laat dit jou verander in die proses. Mag jy daai vraag wat jy het, of daai vraag wat God jou mee konfronteer, vat en toelaat dat dit jou transformeer. Kom ons bid. Here, dankie vir u vraag. Dankie dat dit wat u vir ons gevra, nog steeds so relevant is vandag, soos 2000 jaar terug. Mag ons toelaat, en Heilige Gees, help ons asseblief hiermee, mag ons toelaat dat hierdie vrae ons verander, hier ons transformeer, mag ons nooit wegloop van die moeilike vrae nie, mag ons aanhou en stoei met u woord en met u, en 'n dieper lewe, en 'n meer betekenisvolle lewe soek, rondom hierdie vraag. My gebed is dat u woorde in die geheel sal lewe bring en ons dit toelaat om lewe te bring in ons lewe. En ons dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.